Pastoor, jy is betrokke by die skryf van die app of toepassing. Wat is die hoofdoel agter die ontwikkeling van die Desco app en waar het die idee ontstaan? Dis vir my 'n onvanpaste woord as die ouens praat van 'n toepassing, maar dit is die regte woord vir 'n app in Afrikaans. Dan moet ek eers my kop weer agter mekaar kry. Baie dankie vir hierdie vraag, Annemarie. Ek gaan vanaand baie versigtig praat, want dit is juis toe jy nou vra waar het die idee ontstaan. Dit is 'n klein deeltjie van 'n baie groter projek waarmee ons besig is. Wat ek nou nie te veel oor wil sê op hierdie stadium nie. Maar dit het daarmee te doen dat elke mens uniek is en dat elke mens in sekere situasies anders reageer as wat iemand anders byvoorbeeld sal reageer. En al ons navorsing rondom dit het vir ons sekere dinge laat weet, dit is soos 'n openbaring, dit kom na vore. En het ons al hoe meer daaroor begin dink en daaroor gebid en gepraat en navorsing gedoen. Nou as ek sê ons, moet jy nou baie mooi verstaan. Ek het 'n denkmasjien wat by die huis saam met my werk en ek is nou maar basies soos die eindpunt wat uitspoeg wat die denkmasjien gedink het en dit is my baie groot voorreg. Dr. Chris is fenomenaal in dit wat hy doen en in dit wat hy die insig wat hy het en die openbarings wat hy kry. Dit is net soos in jou mond hang net eenvoudig oop. En toe het ons besluit, kom ons begin, soos ek sê, kom ons begin dan ek het eers begin met die grootte. Annemarie, laat ek jou nou mooi sê, nie. En toe sien ek, weet jy het baie afgebyt wat jy nie gaan kan kou nie. En hy sê eendag vir my, kom ons bou eerder blokke, en dan sit ons op die einde die blokke aan mekaar. Okay. Wat nou vir my 100% sin maak, en dit is hoe ons nou begin het, toe hy vir my sê, maar elke persoon is iewers op pad heen. En ek het verlede Sondag ook daaroor gepraat en hy het vanoggend vir ons hierdie pragtige skildery gemaak met sy preek. Dat ons is almal iewers heen op pad. En almal is vorentoe op pad, maar is jy werklik in die regte rigting op pad? Met ander woorde, is jy eerstens sê ek maar waar jou aanleg in is, want baie min mense weet eers regtig wat hulle aanleg is. Ons het byvoorbeeld aanlegtoetse gedoen op skool, maar jy het soveel ontwikkel weer intussen tyd oor die jare en ek het ook nie 100% saamgestem wat die aanlegtoetse vir my gegee het nie. En baie mense doen nie aanlegtoetse nie en dan sal iemand vir jou sê, o, jy teken mooi, jy moet 'n skilder word, verstaan jy? Of jy speel mooi klavier, jy moet 'n musiekjuffrou word en dan is dit dalk net nog 'n talent wat jy het, maar dis nie jou skepingsdoel nie. Dit is belangrik om dit te kan kry. En saam met die skepingsdoel gaan ons roeping. As jy 'n kind van die Here is, dan is dit jou hoofdoel. Jy wil in jou roeping excel. Jy wil uitblink daarin. En om dit dan te kan kry, moet 'n mens tog nou een of ander tyd weet sekerheid begin kry oor wat is my rigting. En hy sê toe vir my, almal is op pad iewers terheen, maar as jy nie jou rigting ken nie en as jy nie jou skepingsdoel ken of jou roeping nie, kan jy vorentoe op pad wees en so besig wees. Hy en Jaco het laas Sondag aan daaroor gepraat oor die ratreis. Almal is haastig en is besig en jy's moeg in die aande, maar beweeg jy ooit in die regte rigting? En ons het begin dink, hoe kan ons dit vergemaklik en vereenvoudig dat enige iemand kan agterkom waarheen is hy op pad en waar lê hy en is hy in die regte rigting op pad? So Desco is dan nou die bestemmingskoördinaatmodel. In Engels is dit the Destination Coordination Model en dis dan Destination se Des en Coordination se Co wat Desco gemaak het. So dit is waar die idee ontstaan het, né? En daar was nog iets wat jy my gevra, die hoofdoel agter dit. Ja, dit gaan basies hand aan hand met waar dit ontstaan het. Met ander woorde, ons gaan graag vir iemand, ons gaan dit in 'n kursus aanbied, ons gaan later dit beskikbaar stel, dan kan die ouens hulle self ook gaan toets. Ek en jy gaan nou 'n bietjie meer gesels oor hoe hy gaan werk, sodat ons mense kan help om regtig waar eerstens hulle roeping en hulle aanleg in die hande te kry, en dan om te sien, waar is hulle op hierdie stadium van hulle lewe? Nou gaan ek niks verder sien, dan kan jy die volgende vraag vra. Soos 'n fisiese rigting waarna hulle lei. Dit is, soos wat hy vanoggend hier gewys het, is, ons almal lê op die kompaskaart iewers.
ons begin in oos en ons wanneer ons gebore word, wanneer die son opkom en ons eindig in wes wanneer ons sterwe. En dit is eintlik een dag. Al is dit in wel party het 60 jaar, party 80 jaar, party 20 jaar, party het 100 jaar. Maar jy het net daai rukkie wat jy iewerster kan kom en wat jy kans het om regtig op die aarde iets te beteken en eintlik 'n legacy te los. Verstaan jy? Ons wil almal iets vir ons kinders los en mense werk hulle lewenslank hard om baie geld bymekaar te maak om vir hulle kinders te los en dan het ek slegte nuus vir hulle, die kinders kyk nie altyd so mooi daarna nie. Maar as jy iets kan los wat ewigheidswaarde het en wat vir jou gaan dra. Ek wil ietsie noem. Toe my pa oorlede is, het ek 'n verskriklike stryd in my binneste gehad oor beloftes wat die Here vir hom gegee het, wat volgens my toe nou nie tot vervulling gekom het nie. En dit was vir my 'n kwelpunt, of was 'n irritasie geweest. Ek het probeer dit uitfigure sonder om in rebellie te gaan. Ek het net probeer vir die Here sê, maar hoe kom en hoe werk dit? En daai skrif in Hebreërs sê so mooi dat baie het nie die belofte ontvang nie, maar hulle het dit gesien en gegroet in die verte. En ek praat eendag met iemand daaraan en die persoon sê vir my, maar weet jy dat die beloftes is vir geslagte? Dit kan selfs in jou lewe of in jou broer se lewe of in julle kinders se lewe tot vervulling kom en my oë gaan oop. En baie jare nadat my pa oorlede is, onthou ek dat een van die profeseë wat oor sy lewe uitgespreek was, is dat hy sal oor die lengte en breedte van Suid-Afrika en selfs in die buiteland geken word vir sy evangelisasie en dit wat hy predik. En my pa was redelik bekend geweest in die kerk waarin hy pastoor was, maar nou nie soos wat ek daai belofte gesien het, jy weet, die lengte en die breedte van Suid-Afrika en nog die buiteland nie. En dit tref my nou die dag. En ek sê dit nou met geen hoogmoed of grootmanskap of niks nie, maar dit is 'n feit. For him crucified en sielskos word herken oor die lengte en breedte van Suid-Afrika en selfs in die buiteland. En dis net een belofte wat God deur ons kan laat geskied, wat eintlik op my pa geprofeteer was. En dit is 'n legacy. Dit is so 'n mooi legacy wat ons kan nalaat.